Goeiedag. In hierdie les gaan ons oor maskers praat. Maskers open die pad tot selektiewe verwerking van 'n foto. Dit beteken, jy kan 'n sekere effek van Photoshop op net 'n sekere deel van die foto toepas en nie op die hele foto nie. Dit is geweldig bruikbaar en 'n mens gebruik eintlik maskers omtrent by elke verwerking van 'n foto. Nou, ons het reeds na die layers panel gekyk in 'n ander les. Hier is nou net skematies. Hier is layer 1, dit is die background, hy is groen, en dis die layer bokant hom, dis die geel, en sy opacity is nou 100%. As ek nou kyk na die foto, dan kyk ek net na die boonste een, en al wat ek sien is geel. As ek nou 'n wit masker opsit, dan bly dit onveranderd. Ek kyk deur die wit masker en ek sien net geel. So wit beteken deurskynend en jy sien wat jy sien. As ek egter 'n swart masker opsit, dan sien ek nie hierdie eerste laag nie. Dan sien ek net wat onder hom aangaan en al wat ek sien is groen. So swart maak die boonste laag toe dat jy hom nie kan sien nie en jy sien net die onderste laag. As ek daai grys maak, 50% grys, dan gaan ek 50% geel sien en ek gaan 50% groen sien en ons sien dan eintlik 'n mengsel van die twee. As ek 'n deel wit maak en 'n deel swart maak en dan weer wit, dan gaan ons die volgende sien. Waar hy wit is, sien ek net die boonste laag en dis daai deel. Waar hy swart is, sien ek deur hom en sien ek die onderste laag en dis daai deel. En waar hy weer wit is, sien ek weer net die boonste laag en dis daai deel. En dit is die beginsel van selektiewe verwerking, dat jy uit verskillende lae dele kan saamvoeg om 'n nuwe effek te kry. Nou, hoe maak 'n mens 'n masker? Jy klik die icon wat so lyk, die blokkie met die sirkeltjie in, aan die onderkant van die layers panel. Maar jy moet 2 lae of meer hê om hom aktief te hê. As jy hom klik, dan kry jy 'n wit masker oor die boonste laag in jou layers panel. As jy Alt inhou, en terwyl jy dit inhou, klik jy die icon, gaan jy 'n swart masker kry oor die boonste laag. So dit is hoe 'n mens lae maak. Baie eenvoudig eintlik. Nou, hoe verander mens 'n masker? As jy 'n wit masker het en jy verf met swart oor hom, dan word hy 'n swart masker. En die teendeel is ook waar. As jy 'n swart masker het en jy verf in wit oor hom, dan word hy 'n wit masker met dan die eienskappe van 'n wit masker. Kyk nou wat het hier gebeur. Hier het ek wat ek noem die paint in funksie gebruik. Dit is my oorspronklike foto, maar ek hou nie van die agtergrond. Hy trek te veel aandag. Ek wil hom meer blur. Toe het ek hierdie foto gedupliseer en ek het die foto geblur met die filter Gaussian blur funksie. So hy is nou geblur. Toe het ek Alt en die icon geklik, wat vir my dan 'n swart masker oor hom gee. Dit beteken ek sien dan nie hierdie laag nie, ek sien net daai laag, omdat hier nou 'n swart masker oor is. En dit is hoekom hierdie foto dan nou lyk soos daai foto. Hierdie ene is bokant hom, maar ek sien hom nie raak nie, hy het 'n masker op. Nou het ek in wit gaan verf oor die agtergrond. So deurdat ek die swart masker wit gemaak het, sien ek daai boonste laag waar die wit is. Maar waar die swart is, waar die blommetjie is, sien ek die onderste laag, want ek wil nie die blommetjie blur nie. So op hierdie manier het ek die agtergrond geblur. 'n Mens moet net as jy naby die rand gaan, jou borseltjie baie klein maak, anders blur jy die rand van die blom.
Nou die tweede voorbeeld is paint out. Ek vat 'n funksie en ek verf hom weg. Net nou het ek die blur ingeverf, nou gaan ek hom uitverf. Hier is 'n foto wat baie kontras het. Die lig is baie donker, hier is baie donker ensovoorts. Ek wil net 'n bietjie minder kontras hê. So wat ek eerstens dan doen, ek vat shadows highlight funksie in Photoshop en ek maak alles wat donker is ligter. So julle kan sien die lug het ligter geword, die dak het ligter geword, die muur het baie dieselfde, die wit het dieselfde gebly, maar die water hier het ligter geword en hierdie wat donker was het ook ligter geword. Maar nou is hy heeltemal kontrasloos, hy lyk nie mooi nie, ek wil so iets tussen die twee hê. Nou sit ek die wit masker op, dit is die icon aan die onderkant van die leierspanel wat so lyk, klik hom, nou het ek 'n wit masker, niks verander nie, alles lyk nog soos wat hy daar lyk, maar nou vat ek my swart brush, borseltjie, en ek verf op die dele wat ek 'n bietjie donkerder wil hê, en die borseltjie maak ek nie 100% nie, ek maak hom sê 50%, dan verf ek net sekere dele terug soos wat ek het wil hê, en dan lyk hy eintlik meer natuurlik as wat hy miskien in die begin gelyk het. So hier het ek dan die effek weer teruggeverf. Ek het hom uitgeverf, ekskuus tog. Ek het hierdie effek van die shadows highlight weer uitgeverf terug na my oorspronklike toe. So dit is al. Jy verf of met 'n swart masker en jy verf met wit, of jy het 'n wit masker en jy verf met swart. Dit is maar waaroor maskers gaan. So om op te som, om in te verf, verf jy deur 'n swart masker met 'n wit kwas. En dan die teenoorgestelde, om uit te verf, verf jy deur 'n wit masker met 'n swart kwas. Nou, hierdie twee metodes of aksies kan vir enige funksie op Photoshop gebruik word. Jy kan dit gebruik met selfs die blending modes, jy kan dit gebruik met soos ons nou gemaak het met shadows en highlights, jy kan dit gebruik met curves of wat ook al, en dit maak die deur oop tot selektiewe verwerking van 'n foto. Nou hier byvoorbeeld, ek wil hierdie foto sharpen, maar ek wil nie daai agterste sharpen wat geblur is nie, ek wil net hierdie sharpen. So wat doen ek? Ek sharpen die prentjie as 'n geheel. Dan sit ek 'n swart masker op, Alt plus daai icon. Dan lyk dit weer asof die foto nie gesharpen is nie. So no sharpening will be visible now. Nou onthou, dis 'n swart masker. Nou verf ek met 'n wit brush wat 'n skerp rand het teen 100% opacity en ek verf net oor die blom. Dis al, nêrens anders nie. Dan sharpen ek net daai blom, ek sharpen nie die res nie, want soms kan jy, as jy die res sharpen, 'n bietjie noise kry, en dit sal jy dan vermy met hierdie tegniek. Hier wou ek dieselfde doen, ek wou byvoorbeeld net die blommetjie se voorkant 'n bietjie meer saturasie gee, 'n bietjie meer kleurversadiging gee. So wat ek dan hier gedoen het, ek het 'n adjustment layer gevat. Ek sal dit net nou demonstreer. Hue and saturation, hy het outomaties 'n wit masker, of ek kon maar net hue and saturation gevat het en dan 'n wit masker opgesit het. Dan doen hy die hele prentjie. En dan met 50% met die swart borsel teen 50 tot 100% opacity, dan verf jy die buitedeel wat jy nie wil verander en jy verf jy weer uit, jy verf dit terug na die oorspronklike toe en jy behou die effek hierso. So dit is hoe 'n mens dan daar te werk gaan. Nou hier is nou byvoorbeeld 'n foto en ek gaan nou 'n paar funksies op hom demonstreer. Ons maak hom bietjie oop. Ek gaan hom weer hierso in 2 lae sit, Ctrl J. Nou kom ons blend hom miskien. Ons vat soft light en kyk, dadelik het ons 'n baie beter funksie. Nou net vir demonstrasie gaan ek wys. As ek nou die masker klik hierso, daar het ek nou my wit masker. Die foto lyk nog presies dieselfde. As ek nou met die teenoorgestelde kleur verf, dit is swart. So ek moet my foreground swart hê. Ek moet daai twee omdraai. Ek het deur daar te klik. Nou vat ek my borseltjie
Ek gaan hom maar hard maak, net vir die effek, dat mens kan sien, ek wil net oortrek, maak hom hard, en ons het hom op 100% opacity, en ek gaan hom redelik groot maak, daar sy, nou kyk nou wat gebeur, kan julle sien, as ek hier verf, daar sien jy waar ek geverf het, ek het nou met swart geverf, en waar ek geverf het, kyk ek nou deur na die background layer, en het ek sy oorspronklike effek. Dit is dan hoe hy werk. As ek die opacity 50% maak, net die helfte, dan gaan ek 'n effek kry wat nie heeltemal so sterk is, soos wat daai is nie. Hy is so 'n bietjie minder dan. Julle kan ook sien, hy wys hier grys, nie swart nie. Goed, so dit is nou een manier wat 'n mens hom dan kan gebruik. Nou wil ek net wys, as ek een van hierdie, ek gaan hom weer Ctrl-J om dubbel te maak, as ek nou, of kom ons vat een van hierdie adjustment layers, hierdie groepie is dieselfde as daardie daar. Ek gaan nou maar een vat soos, kom ons vat die curves. Nou, kom ons maak die kontras baie hoog, ons maak hom so, geweldig hoog. As ek nou op swart gaan verf, hy het outomaties 'n masker, as ek nou op swart gaan verf soos daar, dan vat ek daai oormaat kontras weg, kom ons doen dit hierdie kant. Hy is nou nog op 50%, ek gaan hom op 100% sit, laat ons dit net die effek daarvan goed sien. Kan julle sien, dit is die kontras is nou weg hierso. En daar kan julle sien, daar sien ek nie die kontras van hierdie curves nie, daar sien ek die kontras van die curves. En so kan 'n mens aangaan. Dit is geweldig handig om hierdie funksie te gebruik. En 'n mens kan jou prentjies eintlik baie mooi maak. Nou wil ek net iets anders wys. Ek gaan weer die blending mode soft light gebruik. Daar sê hy lyk mooi. Nou in 'n landskapsfoto, omdat hierdie deel nader aan jou kamera was as daai deel, is hierdie naby voorgrond dikwels 'n bietjie oorbelig. En iets wat 'n mens baie dikwels moet doen in landskapsfotografie is om hierdie voorste kwart of so van 'n foto 'n bietjie donkerder te maak. En 'n mens gebruik ook 'n masker daarvoor, maar dit is 'n ander masker. Ek gaan nou eers uit hierdie soft light uit, ek gaan 'n nuwe laag skep, dis weer daai 4 wat 'n mens saamdruk, Ctrl, Shift, Alt en E. Nou het ek 'n nuwe skoon laag, dit is nou die gesamentlike effek daar, en ek wil hom so klein bietjie donkerder hier maak. Nou mens begin hier onder, daar by die toolbar heel onder, dit is die Quick Mask funksie, Edit in Quick Mask, jy klik hom, dan is hy rooi. Dan gaan ek na die gradient tool toe, ek klik hom, want hy gee vir jou 'n gradient van effek tot geen effek. Dan hierbo moet ek hê van kleur na deurskynend. Julle sien weer die check daar wat ons oor gepraat het by die layers. Hy moet kleur tot check wees en dit moet daai eerste enetjie wees. Ek gaan daai nou toemaak. Daai eerste enetjie is dieselfde as hierdie ene. Hy moet op normal wees en 100%. Nou gaan ek, en ek sit my cursor hier op die onderrand van die foto, ek klik links en ek trek hom 'n entjie op, sê nou maar so. Dis die masker daai, waar die effek gaan plaasvind. Nou klik ek, of eintlik dit gaan andersom wees, dis waar die effek nie gaan plaasvind nie, ek gaan dit nou net vir julle wys. Nou klik jy weer hierso. Kan julle sien, nou het hy die boonste deel geselekteer. Nou moet jy hom net omdraai en jy gaan na Select Inverse. Dit is die deel waarop jy nou gaan werk. Nou is dit die masker en dis waarop jy werk. Maar hierdie boonste lyn is nie 'n skerp lyn nie, dis 'n gradiënt. Hy gaan geleidelik van donker na lig. Nou vat ek curves byvoorbeeld weer, as ek klik op hom, vat hy nou daai marching ants weg, maar die masker is nog daar. Nou gaan ek die hom bietjie donkerder maak. Kyk nou, maar ek gaan dit nou bietjie oordryf, net om vir julle te wys. Kan julle sien, hy maak nou net hierdie onderste deel donker, en dan is daar nie 'n skerp rand nie, hy gaan geleidelik oor na normaal. Maar wat ek self gewoonlik in landskapsfotografie doen, ek maak hom net so 'n klein bietjie donkerder. Laat hierdie voorgrond, hierdie is nou miskien amper te veel, te groot area.
bietjie donkerder word, maar dit is iets wat baie goed werk in landskapsfotografie. Dit is dan die quick mask. Goed, so dit bring ons dan by die einde van maskers. Dis eintlik baie maklik om maskers toe te pas. Dis net 'n swart of 'n wit masker. As dit 'n swart masker is, verf jy in wit, en as dit 'n wit masker is, verf jy in swart, en jy kan grade tussenin gebruik. En jy kan dit amper op enige funksie van Photoshop toepas, om dan selektief daardie funksie op jou foto toe te pas. Baie dankie.